Hallo julle, Jaap hier. Ek praat 'n bietjie oor Henog 60 vandag. Dit gaan weer oor die seedraak, Leviathan. En die ekstra Bybelse boeke lyk my sê dis 'n female draak. En maar ek wil 'n bietjie daaroor praat uit Henog uit hierdie keer. Dis in Engels. And Michael said unto me, Why art thou disquieted with such a vision? Until this day lasted the day of mercy, of his mercy. And he have been merciful and long-suffering towards those who dwell on the earth. Ons sien sommer 'n klomp dinge hierso, net in hierdie een sinnetjie. Nou wat Michael sê vir Henog is, hoekom is hy so geskok oor hierdie eindtyd visioen wat hy ontvang oor Jahwe se oordeel wat nou begin oor die wêreld, want Jahwe se tyd van genade het nou uitgehardloop vir die wêreld. En dit het te doen met so baie dinge, mense. Ek het al reeds video's hieroor gedoen. Hierdie tydperk waarin ons leef, die kort seisoen van misleiding, is Jahwe se genade tydperk vir die ongelowige siele wat weer 'n kans kry, wat ons van lees in 1 Petrus 3 vers 18 tot 20. En daar is 'n paar ander verse in die Bybel wat dit ook daarna verwys. En dan Openbaring 20 verwys ook daarna dat na die 1000-jarige vrederyk sal die dooies weer leef. Staan daar so in jou Bybel. So die ongelowige siele wat vir wie Joshua gaan preek het met sy dood. Onthou julle, dit staan daar in Petrus, hy het sê Joshua het vir die ongelowige siele gaan preek. Nou hoekom sal Jahwe vir dooie mense wat ongelowig was preek? Hulle is dan klaar verlore. Al boodskap wat hulle kon gee is dat hulle weer 'n kans gaan kry. Nou ja, Openbaring 20 sê dat hulle kans kry hulle na die 1000-jarige regeringskap van Joshua op die aarde. En so, dit het gekom en gegaan. Ons is nou in daardie kort seisoen van misleiding, waar daardie siele nou weer 'n kans kry, nog een kans kry, om reg te kies, om Jahwe se gebooie te gehoorsaam. Ons sien dit hier in Henog 60 ook, dat hulle moet Jahwe se gebooie gehoorsaam, om gered te word, net soos wat Joshua gepreek het in Matteus 19:17 byvoorbeeld. Matteus 7 vers 21-23, 13 vers 41-42, ja, en dan Johannes 17 vers 6 sê dat sy disippels het Jahwe se gebooie onderhou. So dit is wat ons moet doen in hierdie tyd, ons moet terugdraai na Jahwe se gebooie toe, deur geloof in Joshua. Maar in elk geval, dis nou wat die engel vir hom sê. So hierdie visioen wat jy nog sien, is van ons tyd. Dit is van ons tyd, dit handel oor die oordeel wat van Jahwe oor die wêreld. Onthou die 10 weke profesie van Henog. Die 6de week was die oordeel van Jahwe oor Judea en Rome. Nou mense, dit is waaroor Openbaring gaan. Dit gaan oor Judea en Rome se oordeel. Dit is toe Jerusalem en die tempel vernietig was. En dit is rondom 70 na Christus, het dit vervul. Nou, die oordeel van Jahwe oor die wêreld vind plaas in Openbaring 20, dit is 1000 jaar na die oordeel oor Judea en Rome. En dit is waar ons nou is, en hierdie visioen wat jy nog hier gehad het, gaan oor die oordeel oor die wêreld. So dit gaan oor die 9de en die 10de week van die 10 week profesie van Henog. Ek het ook 'n video daaroor as julle dit wil gaan kyk. And when the day and the power and the punishment and the judgment come, which Jahwe of spirits, Ruach is spirits, geeste. Jahwe van die geeste. In Openbaring sê Jahwe het 7 geeste. Which Jahwe of Ruach of spirits have prepared for those who worship not the righteous Torah, and for those who deny the righteous judgment, and for those who take his name in vain. Hierdie righteous judgment en Torah en name in vain het alles verwys na die gebooie. Dis mense wat nou gestraf word, want hulle wou nie terugdraai na Jahwe se gebooie toe nie. Met hulle tweede kans het hulle nog steeds wetteloos geleef. En dis nou die finale oordeel wat Jahwe bring oor die aarde, die hele aarde, hierdie keer. That day is prepared for the elect, a covenant. Nou mense, ek het ook video's hieroor. Jahwe gaan 'n spesiale verbond sluit met die Israel uitverkorenes wat bymekaar kom in Suid-Afrika. Ek het video's hieroor, ek praat daaroor. Dis die Jeremia 31 verbond. Gaan lees maar Jeremia 31, dit is daardie verbond, waar Jahwe dan sy gebooie in hulle koppe plaas en op hulle harte skryf.
Niemand op aarde het al daardie verbond gesluit met Jahoua nie. Niemand op aarde het van bo af, van Jahoua af, al die gebooie ontvang in hulle koppe nie. Wys my daardie persoon. So dit moet nog gebeur, en dit gaan nou gebeur na die tweede Exodus, wanneer die Israel uitverkorenes bymekaar gekom het, soos wat Nicolaas van Rensburg gesien het, in Suid-Afrika, dan gaan Jahoua 'n verbond met hulle sluit, want hulle gaan dan weer sy Israel volk wees. Daardie verbond is dan spesiaal met hulle, en dan ontvang hulle Jahoua se gebooie in hulle koppe. Hulle gaan outomaties weet wat alles hulle moet doen, en hulle gaan nie eers vir mekaar hoef te sê, dit staan so daar in die Bybel, hoef te sê, wat sê die wet nie. Jy gaan niemand hoef te leer van daardie uitverkorenes wat die wet sê nie, want hulle almal gaan dit net outomaties weet. Nou, dis is die verbond wat hierna verwys word. For the elect, a covenant. Nou, hierdie elect is die uitverkorenes wat bymekaar kom in Suid-Afrika, 'n nuwe verbond. But for the sinners, for the lawless, and inquisition. Ja, vir die wat wetteloos geleef het, oordeel. Oordeel en vernietiging. Nou mense, hier sien ons ook duidelik, die onderskeid is die gebooie. As jy deel van die uitverkorenes wil wees, soos ek in al my video's sê, jy moet die gebooie onderhou om deel van hierdie uitverkorenes te wees. Om deel van die tweede Exodus te kan wees, om deel van die te wees wat bymekaar kom in Suid-Afrika, jy moet die gebooie onderhou. Dis deel daarvan. Deur geloof in Yahushua. Yahushua is die hek en dan moet jy op die noupad stap. Die noupad is die gebooie. Ek weet jou Christelike kerk leer jou dit nie, en dis hoekom jy daai kerk uit moet kom, mense, want jy gaan nie die waarheid daar hoor nie. When the punishment of Yahuwah of spirits shall rest upon them, it shall rest in order that the punishment of Yahuwah of spirits may not come in vain. And it shall slay the children with their mothers and the children with their fathers. Dit sê maar net dat almal, maak nie saak of jy klein of groot is nie, jy gaan oordeel ontvang in hierdie tyd. En hierdie praat van ons tyd, mense, hierdie profesie is oor ons tyd. Afterwards, the judgment shall take place according to his mercy and his patience. And on that day were two monsters parted, a female monster named Leviathan to dwell in the abysses of the ocean, of jy kan seker sê, who dwells in the abysses of the ocean, over the fountains of the waters. Nou ek glo hierdie verwys na Leviathan, die seemonster. Nou op 'n ander plek lees ons van, daar is twee, dis 'n female en 'n male, so dit lyk my dat Behemoth is ook soos 'n draak, want dit praat van spesifiek van die vroulike en die manlike draak. Nou Behemoth die manlike en dan Leviathan is die vroulike ene. Nou dat ons hierdie gelees het, ek wil net vir julle iets interessants wys. Google Earth. Julle het nou al uit 'n klomp keer gesien. Daar kom mense, ek dink ek koekus. Daar's ek glo dit is die female een, die Leviathan hierso. Die rede hoekom ek dit glo, met die neusgate wat 'n halfmaan vorm, waar die rook uitkom van die draak, wat net bo die water uitsteek, soos wat as 'n reptiel in stase is, dan steek net hulle neuse uit bo die water, sodat hulle kan asemhaal. En onthou, hierdie draak lê langs Antarktika. Nou, baie mense het al vir my sê, ja, jy kan nie Google Earth gebruik, want dit is die posisie van die draak nie. Ek verstaan dit, ek weet dit, maar die flat Earth, die plat aardekaarte wys nie vir ons waar lê die draak nie. Maar ek sal gou vir julle wys hierso. Waar is dit? Ek het dit iewers oopgemaak. Hier sê, op die plat aarde, hier is die Gleason kaart. So dit sal beteken dat die draak se kop lê hier so onder hier, waar die wit blok is. So hy lê meer aan die weste kant van Afrika, nie onder Afrika soos die Google Earth ene wys nie. En hier sien ons die ysmuur is reg rondom ons natuurlik. Wat beteken as hierdie draak iets doen, sal die golwe afbons van hierdie ysmuur af en dit sal in elk geval die suidelike deel ook affekteer. Nie net die weste kant nie. En net sodat julle weet nou sommer oor die posisie van daardie draak.
Maar wat ek julle wou gewys het, hy praat daar van die twee wat apart gemaak word, geseparate word. En ek het op 'n tyd iets gesien hierbo, ander mense het dit ook al raak gesien. En ander mense het ook al daaroor gepraat, ek dink op ander kanale, nie op YouTube nie. Maar wat interessant is, ek het 'n bietjie 'n studie hieroor gaan doen al. Hierdie eilande hierso ook so halfmaan, soos ek hierso die name. Uit al hierdie eilande kom maar ook rook uit, soos die een daaronder. En soos ek sê, hierdie is lê ook so 'n halfmaan soos daaronder. En hierdie ene is nie so duidelik soos daaronder nie. As dit, ek sê nie dit is beslis nou nog 'n dier daar onder die see nie. Wie weet? Niemand, ons sal seker nie weet nie, net jou weet. Maar in elk geval, waar kom ek rook uit, daar is ook so 'n halfmaan van eilande. Maar hierdie is 'n afstand, hy's 500 km die neusgate. Die een daaronder Suid-Amerika is 400 km, so die een daarbo is 'n bietjie groter. Is groter as die een onder. As hierdie ene. Hierdie is 'n neusgate van die eerste of die laaste neusgat is so 400 km. So ja, toe ek daardie lees in Henoch 60, toe dink ek aan hierdie tweede een wat ek gesien het. Ek probeer hierdie ding nou hier beheer, maar dit is so maklik nie. Aan hierdie een wat hier bo lê, miskien, wie weet. En hy is 'n bietjie groter, toe dink ek by myself, dis dalk die male en dan hierdie een hieronder is die female. En wat dan geseparate gaan word. Maar dis maar net iets waaraan ek gedink het toe ek daardie gelees het in Henoch 60. Ek sê nou nie, daar is beslis nog iets daarbo nie. En dink ek gaan dit maar in elk geval vir julle noem. Maar ja, dit is interessant geweest daar van Henoch 60, wat hy hier vir ons vertel het van Jahwe se oordeel oor die wêreld, oor die mense wat wetteloos geleef het, klein en groot, die finale oordeel oor almal. En dan praat hy ook spesifiek van die drake, die seedraak, en soos ek sê, daardie seedraak speel 'n rol met die Gog en Magog oorlog, glo ek, wat die draak ook gaan gebruik word om daardie volke wat Suid-Afrika, onderdeel van Afrika omsingel gaan verbrand, soos wat in die Bybel staan, soos wat Jesegiel 38 sê. En ja, in die vorige video het ek mos gepraat van waar gaan die leier of leiers van hierdie Gog en Magog doodgaan. En die Bybel sê vir ons, dis daar by die berge van Israel. Ek het julle mos gewys, waar is die berge van Israel? Dit is op die ewenaar. Het ek vir julle mooi gewys hierso. Hier by Uganda, daar is die berg Sion daarso, daar is berg Hermon. Hierso iewers, daar berg Hermon, daar is berg Horus hierbo daar. Dis die 3 hoofberge hierbo, by Juda se area. Judea is maar hoofsaaklik Sion. Hierdie Hermon is mos maar, is ook Sion, dis hoekom ek sê Zion. In Engels het jy Sion en Zion, of Hermon en Zion. En dan berg Horus is die noordelike grens, soos Numeri 34 sê. En Numeri 34 sê dat die noordelike grens van Juda, of van die Kanaan gebied, is berg Hor, wat hier is. Maar hier in Afrika word daardie Hor gespel met 2 R'e. In die Bybel is dit net 1 R. Dit is waar, ek al gesê het, vir julle, Aaron is oorlede hier by daardie berg, hy is op daardie berg begrawe. Maar in elk geval, dit is blykbaar waar die leiers, en ek dink die leier gaan sterf hier by hierdie berg Sion hierbo, wat moontlik dan teken is dat Israel uitverkorenes al reeds teruggevat het tot by die ewenaar, soos wat Nicolaas van Rensburg gesê het. Dit is hoekom die aanval, hulle gaan hier by mekaar kom, hier by die ewenaar, om aan te val in die noordelike kant, en dan die res van die area gaat hulle omsingel kus langs natuurlik, oos, suid en wes,
maar noord is by die ewenaar. Baie interessant, né? Hoe hierdie wat die Bybel sê perfek aanpas by wat Nicolaas van Rensburg gesien het. En wat Nicolaas van Rensburg nie besef het nie is, dit is vervullings van die slag van Gog en Magog, dit is vervullings van die tweede Exodus, goeders wat die Bybel, die hele Bybel van praat, van die tweede Exodus, en dan wat Esegiel van praat en Openbaring van praat van die Gog en Magog oorlog, dat hy het visioene eintlik daaroor gehad. Dit is wonderlik. Baie oulik. En ek wil vir julle buiten dit dan nou gou paar kanale wys wat ek gekry het, wat ek vind is baie goed. Maar hierdie is nie 'n kanaal nie, dis net 'n video wat ek nou vandag gekyk het oor die 3 dae duisternis. Nou ja, mense hoef nie alles te glo nie, maar iets interessants wat hulle hier genoem het, julle kan self hierdie gaan kyk ook as julle wil. Ja, een ding is, hulle sê hierdie goed gaan, volgens hierdie visioen is dit volgende jaar, nou ek weet nie. Maar wat vir my interessant was, is van die goed stem ooreen met wat ek al reeds met ander mense se visioene gehoor het. Soos mense vir kerse, bietjie kos, moet voorbereid wees, mens moet maar voorbereiding tref, fisies en geestelik. En iets wat hulle noem hierso is belangrik, is goed as jy jou huis salf, jy moet jou huis salf. En hulle praat ook van jy moet gedoop wees, of jy moet jou laat doop, wat die Bybel maar sê. Dis maar deel van die verlossingsproses, soos die Bybel sê, Markus 16:16, wie glo en hom laat doop sal gered word. Joshua van Nikodemus sê, jy moet deur water en gees gebore word. So die water daar verwys na die doop, soos wat Petrus vir Clement gesê het, dit is wat Joshua bedoel het met daardie woorde vir Nikodemus, dat mens moet gedoop word. So Petrus het vir ons dit verduidelik, wat Joshua daar gesê het, in Clementine Homilies, in die ekstra Bybelse boek, wat eintlik in die Bybel moet wees. Dit is soos Handelinge. So hier is dit genoem, en dan hierdie video praat dan ook 'n bietjie van dan gaan daar skielik uit die grond uit die tunnels of uit die spelonke of waar ook al reuse uitkom op die aarde. En die einde gaan daar zombies wees, daar gaan reuse wees. En die zombies hoofsaaklik is maar mense wat die spuite vat van wat hulle gee en dan affekteer dit die brein. En dan kan hierdie bose geeste oorneem en beheer vat van hierdie mense wat te veel van hierdie goed gevat het, die spuite. En dan die reuse natuurlik, hulle bly al reeds staan, ek dink hulle is al klaar gereed om uit te kom, hulle wag maar net vir Jehovah se toestemming om uit te kom. En blykbaar sal die 3 dae duisternis eers gebeur voordat die reuse hulle verskyning maak. So dit is hoe dit gaan werk, lyk my. Dis eers die 3 dae duisternis en daarna die verskyning van die reuse, waar dan mense gaan jag. En maar soos ek gesê het, die 3 dae duisternis, soos met die eerste Exodus, is 'n teken van die begin van die uitverkorenes wat bymekaar kom, die tweede Exodus se begin. Net soos met die eerste Exodus was daar 3 dae duisternis van die 10 plaae, voordat hulle uit Egipte is. Ek glo dit is ook 'n teken hierdie keer dat dit die begin is, maar hierdie keer gaan erger wees as die eerste 3 dae duisternis. En wat hierdie video genoem het, wat die anders nie sê nie, is dat die mense wat nie reg leef nie, wat in sonde leef, die bose geeste gaan in hulle huise kan ingaan en hulle tuister en hulle, ek weet nie of hulle gaan pynig nie, maar hulle gaan hulle tuister in hulle huise. Dit gaan nie help, hulle kry weg in hulle huise nie, want die bose geeste gaan in hulle huise kan gaan, want hulle het basically toegang gegee tot daardie geeste deur hulle lewe, hoe hulle geleef het. So dan gaan daardie geeste maar net in hulle huise in en doen wat hulle wil, vir 3 dae. En dis ook hoekom hy gesê het hierso dat is goed, mense moet jou lewe reg hê en reg leef en jy moet jou huis salf. En natuurlik die geeste sal nie die mense kan tuister of in hulle huise gaan wat Jehovah voluit dien nie, wat sy gebooie onderhou byvoorbeeld en reg leef soos hulle moet, nie net lou Christene is of sê hulle is Christene, maar hulle leef soos hulle wil nie. Mense wat Jehovah se gebooie onderhou deur geloof in Joshua, die bose geeste gaan hulle uitlos. Jy weet hierdie 3 dae duisternis.
So ja, ek dink is iets wat presies in die pipeline is. Ek sê nou nie dis volgende jaar nie, dis wat hulle sê hierso. Die persoon het die visioen gekry in 2023 en die messenger of wat met hom gepraat het vir hom gesê dat dit gaan vervul in 3 dae in 3 jaar. Binne hy 3 jaar of 3 jaar na hy dit ontvang het, so dit is dan 2026. Wat die moontlikheid is, as ek kyk waar is Suid-Afrika, die toestand van Suid-Afrika en die leierskap daar, is hulle op die brink van 'n verandering daar en groot konsternasies. En ek kan ook sien die oorlog van Gog en Magog teen die ander nasies, die Israel nasies, wat warmer en warmer word en hierdie Europa wat hulle neuse bly druk in die sake van Rusland en hulle praat nou al van nie eers verdedig nie, maar van aanval. Hulle wil Rusland aanval en nie meer net verdedig nie. Dit word net warmer daarbo ook. So en onthou julle dat Nicolaas van Rensburg gepraat het van die oë van hierdie ander volke van mense gaan afwees van Suid-Afrika wanneer hulle genocide probeer daarso. So dit lyk of dit alles is in plek. Dit alles is op die brink om te begin. Nou ek glo as die goed afskop tussen Europa en Rusland, dan gaan die dinge in Suid-Afrika ook plaasvind. Want dan is soos hy gesê het, mos nou maar die oë af van Suid-Afrika af. Want op die stadium is die oë vierkantig op Suid-Afrika. Al die lande skryf in hulle koerante oor wat doen die ANC en wat doen hierdie en daardie ou van die goewermente van die Suid-Afrika en almal se oë is op hulle. So die oë is nou baie duidelik op Suid-Afrika. Hulle kan nou nie eers 'n bewegingkie maak nie. Maar as daardie oorlog afskop daarbo, dan gaan hulle dink as nou hulle geleentheid, nou is almal se oë af van hulle af. En ek dink dalk sal die 3 dae duisternis dan ook 'n rol speel met hierdie goed wat gaan gebeur in Suid-Afrika met die genocide. Ek dink net na die begin daarvan, Jehovah gaan dit natuurlik ook gebruik om ontslae te raak van die mense in Suid-Afrika wat nie sy gebooie wil onderhou deur geloof in Joshua nie. Mense wat Joshua aangeneem het as hulle verlosser, maar hulle leef soos hulle wil en hulle wil nie probeer nie eers reg leef nie. Hulle is lou, hulle aanbid, hulle sportgode op Saterdag. Hulle maak 'n bespotting van Jehovah se naam as mense sy naam noem en dan lag hulle vir die mense en hulle maak 'n bespotting daarvan. Daardie mense, Jehovah moet hulle mos nou verwyder. Kyk, dit klink hard, maar wragtig mense, hoe lank het julle nou 'n kans gehad om te repent van julle goeters? Hoeveel dekades het julle al kans gehad om te repent en te verander? So Jehovah se genade hou ook nou maar net so lank aan. Dan gaan hy nou maar eers sy suiwering doen daar waar hy die mense bymekaar wil maak. En dit is Suid-Afrika. Dan gaan hy 'n cleanse doen. Hy gaan hom skoonmaak. En ek glo dan net na daardie skoonmaak gaan daardie 3 dae duisternis gebeur wat dan ontslaag gaan raak van baie van die andere. En dit gaan hulle skrik op die lyf jaag en hulle gaan op beweeg noorde, Europa en so aan. Want hulle is maar ook baie bygelowig. So dan klap jou 2 vliee met 1 klap. En dan ja, wat ook al jou gaan doen, gaan hy doen om die land in 'n plek te kry en onder die leierskap van wie ook al te kry sodat dit voorberei kan word vir die koms van al hierdie uitverkore wit mense wêreldwyd wat bereid is om Jehovah se gebooie te gehoorsaam, wat gaan vlug Suid-Afrika toe as gevolg van oorlog in hulle lande, net soos Jesegiel 38 sê. Dit is so wonderlik, dit staan net so in die Bybel. Hulle vlug hulle lande, die westerse wêreld, gaan van die mense gaan Jehovah help om hulle lande te vlug, uit te vlug Suid-Afrika toe. Die wat gaan bereid wees om hom te gehoorsaam. Nie hierdie hardkoppige, rebelse Christene nie. Die mense wat bereid is om sy gebooie te gehoorsaam deur geloof in Joshua. Dan gaan hulle kan bymekaar kom daar, want die land behoort dan
of word beheer deur Jehovah se gesandte. En ja, soos Nicolas gesê het, hulle gaan in tente bly, biekerslyne, waar gaan baie van hulle op by mekaar kom daar. Ja, met die tyd sal leer hoe die dinge in mekaar pas, maar ek dink hierdie 3 dae duisternis speel ook 'n rol. Hy speel ook 'n rol met die vervulling van hierdie goeders in ons tyd. En dit vir my is wat wonderlik is hoe die goeders, as mens so daarna kyk, presies so kan inpas, soos wat ek sê, en net so kan vervul. En dit pas 100% in met die tydlyn en waar ons is op die tydlyn. En hoe Nicolaas van Rensburg se visioene 100% inpas by my tydlyn. Dit pas nie in by groot verdrukking moet nog gebeur nie. Dit pas nie daarby in nie. Hoekom sal mense by mekaar kom in Suid-Afrika tydens die groot verdrukking? Verduidelik dit asseblief. Waar in die Bybel staan daar dat mense by mekaar kom in Suid-Afrika as gevolg van die groot verdrukking oor die wêreld? Waar? Dit staan in die Bybel nie. Alwaar dit tweede Exodus van gepraat word is tydens die Gog en Magog wat groei in autoriteit en krag oor die wêreld. Dis al wanneer dit gebeur. En dit gebeur eers na die 1000-jarige vrederyk in die Bybel. Natuurlik is dis die enigste plek waar ons dan kan wees op die tydlyn. En soos ons kan sien ons sien hierdie 1000 jaar vrederyk geboue om ons, hierdie ou geboue om ons, met die deure wat so verskriklik hoog is. Mense het dit nie gebou nie. Jehovah se engele het daai goed gebou. Maar in elk geval, dis waar ons is, en die ander kanale wat ek gekry het, daar's 2 ander, ek wil net vir julle wys. Bridgewater Triangle Explorer. Hierdie ou kombineer uit goeie video's en hy kombineer verskillende mense se video's in een video, sit hy stukkies by mekaar en dan maak hy 'n video. Dit is vir my nogal baie interessant en insiggewend. Natuurlik al die kanale wat ek vir julle gaan wys is Engels, want is meer die Engelse mense is op die bandwagon van hierdie tydlyn waarin ons is, waar ons nou is. Die Suid-Afrikaanse mense is 'n bietjie agter die behind the curve, soos hulle sê. Behind the curve, is dit? Behind the curve, ek weet nie wat sê hulle in Engels sê. Is net so 'n bietjie agter met hierdie goed, want hulle glo nog baie vas aan wat die kerke vir hulle sê. Nou baie van hierdie mense in die Engelse gemeenskappe het al uitbeweeg uit die kerke uit en besef, daar is vir hulle gelieg in die kerke, en hulle het besef, ons is in die kort seisoen van misleiding, wat die Bybel van praat, en so, dis hoekom jy baie kanale het wat daaroor praat. En dan hierdie is 'n baie goeie kanaal. Hierdie ou praat nog van die Tartarian so, hy glo self nie, dat dit die 1000-jarige vrederyk was wat hy oor praat nie, maar al die goed waaroor hy praat, gaan eintlik oor die 1000-jarige vrederyk. Maar hy praat natuurlik net van 'n vorige civilization, en dan van Tartaria, en so aan. Dis basically, dis net 'n stappie voor, die besef dat dit is eintlik die 1000-jarige vrederyk. So in die comments probeer ek maar vir die ou verduidelik van die goeters, maar sy video's is baie insiggewend, en hy praat oor goeters wat ander nie oor praat nie. En dit is hoekom ek sê, dit is baie goed. So ek het 'n hele paar van sy video's al gekyk, spesifiek oor hierdie oorloë wat gekom het. All wars were a lie. Dit is baie interessant gewees. Hoe die oorloë verspreid oor die wêreld en hoekom het dit eintlik plaasgevind. Dit was baie interessant. Maar ja, soos ek sê, baie goeie kanaal wat ek nou onlangs eers ontdek het. En ek het al reeds baie opgetel of geleer hierso. Hierdie ou het ook met baie navorsing gedoen en hy stel dit baie goed saam. Hierdie kanaal. En ek dink hy gebruik ook 'n robot voice, 'n AI voice vir sy video's. Eintlik 'n goeie idee is, maar dit kos geld as mens so iets wil doen. Ek het al dit gekonsidereer om so iets te doen, maar dit kos geld. Ek dink iets wat is dit, 12 pond 'n maand of so iets. Dit is nogal duur, né? En dan het jy robot stemmetjies wat jy kan kies. Ja, sover praat ek maar net eerder self. Ek dink dit werk ook maar net beter as dit Engels vir Engels. As jy dan Afrikaans is, dan gaan die robot stemme dalk 'n bietjie sukkel. Maar dit is waaroor ek wou gepraat het. Ja, en ek probeer dink of daar nog iets is. Ek dink nie so nie. Nou, ek weet maar as ek iets gemis het.
of julle van iets wou geweet het. Okay, groete vir julle. Totsiens. Wag maar tot hy op 30 kom. Bye.